23 Oktober. Seëninge beloof aan diegene wat in Christus bly. Die sagmoediges sal die aarde beerwe. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Matteus 5 vers 5. By sekere geleenthede het Christus met 'n gesag gepraat, wat sy woorde met 'n onweerstaanbare krag tuisgebring het, met 'n oorweldigende besef van die grootheid van die spreker, en het die mense hulle nietige gevoel teenoor die een wat voor hulle staan. Hulle is diep ontroer. Hulle het gevoel dat hy die gebod uit die heerlikheid se hoogste geweld weer herhaal. Toe hy die wêreld daag om te luister, is hulle geboei en betower, en diep in hul harte oortuig. Elke woord het tot die toehoorders deurgedring, en hulle het die onweerstaanbare woorde geglo en ontvang. Elke woord wat hy gespreek het, was vir die toehoorders soos die lewe van God. Hy het bewys dat hy die lig van die wêreld en die gesag van die kerk was, en dat hy voorrang bo hulle almal geniet. Jesus bewys sagmoedigheid as een van die eerste vereistes vir sy koninkryk. Die goddelike skoonheid van hierdie kosbare gawe word in sy eie lewe en karakter weerspieël. Die menslike natuur wil hom altyd laat geld, is altyd gereed vir stryd. Maar hy wat van Christus leer, word ontledig van die eie ek, van hoogmoed, van die drang na oppermag, en 'n stilte sak toe oor die siel. Die ego word tot die beskikking van die Heilige Gees gestel. Dan streef ons nie meer na die hoogste posisie nie, maar voel ons dat ons hoogste plek aan die voete van ons Heiland is. Nederigheid van hart, die sagmoedigheid wat die vrug van 'n lewe in Christus is die ware geheim van saligheid. Hy versier die ootmoediges met heil. Dit was die drang na selfverheffing wat die wêreld in sonde laat verval en ons eerste voorouers die heerskappy oor hierdie lieflike aarde, hul koninkryk, laat verloor het. Dit is deur selfverloning dat Christus verlos wat verlore was. En hy sê ons moet oorwin soos hy oorwin het. Deur nederigheid en selfonderwerping kan ons mede-erfgename met hom word, wanneer die ootmoediges die aarde besit.